Ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 328. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybelboeke, A4, 500 bladsye dik, in kleur, swart en rooi. Hulle weeg so 1,5 kilogram per boek. Die eerste een, boek 1 is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Tweede een is natuurlik boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte, Galate. En die derde boek is van Efese tot by Hebreërs. Sou u belangstel in enige een van hulle of as 'n pakket, kontak ons. Kontak ons. Sou u enige 3 boeke bestel, kry 'n 4de boek totaal gratis. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika. WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luisters, uiters belangrik, gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u inteken op YouTube kanaal, sodat u al die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Stuur ook die kontak. Ons praat maar van die link vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Glo my, glo my, glo my. Maak seker jy 'n skryfblok en 'n pen by jou hand, as ook 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Wonderbaar, 'n raadsman, sterke Elohim, vredevors, leerdie van die dale, die blinkende môrester, die eerste en die laaste. Ek is wat ek is, Yafashua, ons verlosser, ons saligmaker, ons meester. Baie dankie vanmôre dat ons u nie net by al die bo-natuurlike titels ken nie. Ons ken u vanmôre by die naam bo elke ander naam. Die naam wat maak dat Satan en sy demone sidder en bewe by die aanhoor van hierdie woord, by die uitroep van u naam. Ons kom vanmôre as bruid, ons steek ons hande op. Ons sê, kom word verheerlik in ons midde, dat u teenwoordigheid ons verheug in ons binneste, om te weet dat ons in eenheid met u is, en dat u met ons gemeenskap wil hê. Salf die woord vanmôre, maak dit lewend in ons midde, gee vir ons sielste mensies om te ontvang en te verstaan, en geestelike oor om te hoor wat u vir ons deur die Ruach HaKodesh wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Yafashua. Elke Jafes roep uit, halleluja, halleluja. Wat 'n boodskap, wat 'n wete om te weet, ons ken hom nie net as Vader, Seun en Ruach HaKodesh nie, en al die titels nie, nee. Hy het juis in hierdie moderne eeu gekom, om sy naam aan ons te kom bekend maak. Hy sê daar in Jesaja 52 vers 6, hy sê, julle sal my naam leer ken. So die Jode het nie sy naam geken nie. As ek dit oorswaai na vandag toe, dan wil ek sê, julle sal my naam leer ken. Nie N-A-A-M nie. Ons het so gewoond geraak aan die naam, N-A-A-M. Alles wat julle in my naam vra, N-A-A-M, sal julle ontvang. Nee. Alles wat julle in die naam van Yafashua vra, en dit glo soos wat die woord sê, dit ontvang julle. Halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg dat ek en u vanmôre as Jafiste nie vreemdelinge is nie, maar dat ons by die naam kan kom, in die krag van die naam kan staan. Halleluja. In die autoriteit van die naam kan staan.
Wanneer ons daai naam gebruik, dan sidder die demone, die Satan krimp in mekaar. En ek en u die voorreg om hierdie naam te gebruik, tydig en ontydig. Tydig en ontydig. Jafashua kom in Johannes 5:46 en hy sê, en ek het in die naam van my Vader gekom en julle neem my nie aan nie. Sou iemand in sy naam kom, hom sou julle aanneem. So belangrik, dat ons sy naam ken, dit maak my en u vanmôre uitsonderlik dankbaar teenoor Vader Jahwe, dat hy in hierdie moderne eeu, voor die wederkoms van Jafashua, voorsiening gemaak het, dat ons tot die geopenbare, bonatuurlike name kan kom, dat ons kan eet van die manna van die lewe, uit die hemel uit, in elkeen van ons sielsdimensies. Dat ons so bevoorreg is, dat ons geseën en gesalf is, met die Ruach HaKodesh, waar Vader tot ons spreek, in ons spreek, deur ons spreek, halleluja. En waar hy u en my gebruik, in 'n verlore wêreld, is dit nie wonderlik nie? Dat hy ons uitstuur in 'n verlore wêreld, hy sê, gaan bekondig die evangelie aan 'n verlore wêreld. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek is met julle al die dae aan die volëinding van die wêreld, tot aan die volëinding van die wêreld. Waar het ek en u 'n groter mandaat? Juis as dit om in hierdie 21ste eeu, waar mense deur leuns gebombardeer word, te kan uitstaan in 'n wêreld van sonde en ongeregtigheid en korruptheid, om getuies te wees, dat Jafashua mense se lewens verander. Dis ons getuies. Ons getuig nie oor hoeveel krippelbene het reguit geword, en hoeveel blinde oë het reguit sienende geword, en hoeveel armpies het reguit gegroei nie. Ons getuig oor die sondaars, wat tot bekering kom. Halleluja. Want die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel, wanneer een siel hom tot Jafashua bekeer. Wat 'n voorreg. Ek weet ek is van die punt af, maar dit maak nie saak nie. Ek werk op dit wat die Ruach in my gees lê. En vanmôre wil Jahwe, ek en u moet op die plek kom, waar ons weer kan opgewonde raak. Excited raak, oor dit wat ons glo. Ons het iets wat die wêreld nie het jy dit geweet? Iets beter as 'n Lamborghini, iets beter as 'n Mustang, iets beter as enige huis of kar of enige ding. Ons het die waarheid bo alle waarhede. Ons het vanmôre die skat. Hy sê daar in 1 Korinte, hy sê dis skat wat in 'n erdekruik is. Dit is soos olie, kosbare olie in 'n erdekruik. Dit word opgepas. En vanmôre sit ek en u met daardie skat, en ons is die erdekruike, halleluja, ons is die tempel van die Ruach HaKodesh, halleluja. Ek ervaar die salwing van Jahwe. Vader, maak ons as erdekruike skoon vanmôre, om suiwer olie uit te dra in 'n verlore wêreld, halleluja, halleluja. Maak ons skoon, maak ons rein, dat ons die woord kan preek en die woord kan leef. Die woord kan wees in aksie. Wanneer ons die Bybel lees, is dit 'n boek. Wanneer ons dit lees, maar wanneer dit gesalf word met die Ruach HaKodesh, dan word dit rema woord, lewende woord. En dit kan gespreek word met die autoriteit en die krag en die heerlikheid wat in Jahwe ons Elohim is. Ek en u vanmôre 'n geskenk van Vader Jahwe as. Hoor u wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Ons het 'n geskenk ontvang wat baie min in die wêreld ontvang het. Ons het 'n geskenk waarvoor 150 miljoen Jafiste en Hebreërs doodgemaak was. Van 34 na Jafashua tot 1530. Meer as 150 miljoen, nie Christene nie. Nee, dis nie Christene nie. Dis Jafiste en Hebreërs se mense wat aan die name vasgehou het. En die dokumentasie en die manuskripte van die Ou Testament en van die name en die goed is uitgewis. Dis weggewerp, dis verbrand.
van dit lê in die Vatikaan. En ek en u vanmôre as Javiste, hoe bevoorreg is ons dat ons in hierdie tyd, terwyl daar oorlog gepraat word, oralste in die lande, die een sal 'n atoombom stuur, en daai een sal 'n kernbom stuur, en daardie, terwyl almal besig is om te kyk na die korrupsie van die wêreld, en die geldwassery, en al, ons lewe in die tyd van korruptheid, ons lewe in die tyd van die leuen, ons lewe in die tyd waar die Satan homself openbaar op elke moontlike manier, en waar hy probeer om die bruid van Jahweh in te trek. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Kom, ons strewe vanmôre na die heiligmaking. Waarsonder niemand die koninkryk van Jahweh sal sien nie. Ons het 'n erflatingskap. Ek en u het 'n erflatingskap. Ons het 'n naam ontvang bo elke ander naam. Alles wat julle in my naam doen, in my naam, die naam Jahweh. Alles wat julle die Vader Jahweh in my naam vra, en dit doen soos wat die woord sê, dit sal julle ontvang in die naam van Jahweh. Wat 'n voorreg vanmôre, dat ek en u in die teenwoordigheid, in die heiligheid, in die heerlikheid van Jahweh kan wandel. Maar weet jy wat, Jahweh kan ons nie gebruik as daar sonde in ons lewens is nie. Want ons moes willig toelaat dat sonde triomfeer in ons lewe. En die Engelse woord sê, it multiplies, dit vermenigvuldig. Ons laat toe dat dit vermenigvuldig, terwyl die Ruach HaKodesh by ons pleit. Die woord sê ons is die tempels van die Ruach HaKodesh. Ons is die tempel waarin Jahweh wil woon. Maar hy woon nie in vuil tempels nie. Hy woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon in elke een van ons. En vanmôre wil hy ons gebruik om 'n sondaar tot bekering te lei. Om die evangelie aan 'n verlore wêreld uit te dra. Terwyl die tekens teen die mure uitgebasyn word. Terwyl hulle elke dag op YouTube leuns verkondig oor die wederkoms. Dis nie meer hulle sê it's not an issue anymore. It's not part of Christianity. Man, dit het niks met Christianity te doen nie. Die Katolieke het nog nooit geglo in die wederkoms van Jahweh nie. Maar vir die bruid, vir ons wat gebou is op die rots Jahweh, ons wie die waters en die brood van die ewige lewe ontvang het, ons wat funksioneer in die brood van die lewe, elke dag, vir ons is dit 'n werklikheid, meer dan enige iets in hierdie wêreld, dat die wederkoms, die parousie van Jahweh gaan plaasvind. Hoor wat ek sê, nie die wegraping, die harpatjo nie. Die wederkoms. Ek gaan niks meer sê oor hierdie ander spookpredikers wat gepraat het oor die wegraping en goed nie. Die ouens is doodstil oor die wegraping. Meer en meer begin ek die mense hoor op praat van die wederkoms. Ek dank Jahweh dat ons Javiste is besig om 'n verskil te maak in die prediking van ander predikers. Hoekom? Want die woord van die lewe wat ons preek en uitdra, waarin Jahweh ons voed en ons oplei en ons leer, vat ons in 'n verlore wêreld in. En daai mense sit met sulke ore en luister. Weet jy hoekom? Want hulle eie gemeentelede vra hulle oor hierdie goed. Hoe sit dat hierdie prof Hannes hulle in die Javiste, hoe laat hulle praat oor die wederkoms voor die wegraping? Terwyl die kerke net praat van wegraping, en dan daar's redding en genade in die groot verdrukking. Luister wat ek sê vanmôre, daar is nie redding en genade in die groot verdrukking nie. As jy dit nie gemaak het, by die einde van Openbaring 3:22, om weggetrek te word, tydens die wederkoms, die parousie nie, gaan jy jou lewe moet koop met jou eie bloed. Jy gaan die ewige lewe moet koop met jou eie bloed. Hoekom? Want jy het die genade bloed van Jahweh vertrap. Hy sê, die wel aangename tye toe ek julle besoek het julle my verwerp. Nou koop jy, Openbaring 6 vers 9, gaan hulle jou kop afsny. Daai moslims gaan jou kop so afkap met 'n swaard. En daar rol hy sommer net so. Maar weet jy wat? Dis niks om te betaal om in te gaan in die koninkryk in nie, want jou siel gaan nie as bruid in nie, gaan wag onder die altaar. Ek wil vra, hoekom wil jy wag tot jou kop afgekap word? Terwyl Jahweh sê, vandag is die aangename tyd. Wanneer jy my stem hoor, verhard nie jou hart nie. Wanneer hierdie bonatuurlike woord na u toe uitgedra word, met 'n passie en met 'n verlange en met 'n uitroep, nou is die tyd.
Waaroor wag u? Waaroor wil u wag vanmôre? Waarom wil jy wag vir oormôre? Jy kan nie vir my sê jy gaan môre leef nie. Paulus roep uit, hy sê, vandag is die wel aangename tyd. Wanneer julle my stem hoor, verhard nie julle harte nie. Joshua sê nou, almal wat honger en dors het, kom na die waters, hulle wat geen geld het nie, kom eet en drink verniet. Dit is gratis. Jy kan dit kry, maar dit kos 'n prys wat nie met geld gekoop kan word nie. Dit kos jy jou lewe om in heiligmaking Joshua te lewe, om tot bekering te kom, wedergebore te word uit die water en die Ruach HaKodesh, Johannes 3 vers 1 tot 11. En dan in heiligmaking Joshua te volg elke dag van ons lewens. Ek wil vir u sê, ons het iets meer as wat die wêreld het daar buitekant. Hulle kyk na, ek wil amper sê, na ingekleurde prentjies in die tipe goed. Man, ek wil vir jou vir eendag sê, ons lewe in die salwing van die Ruach HaKodesh en hy wil 'n verskil in die lewe maak. Nou wie het Vader vanmôre op 'n heel ander manier kom praat, maar dis nie per toevallig nie. Dis nie per toevallig nie. Ek gaan hier afsluit. Die tyd vir kerkspeel is verby. Die tyd vir kerkspeel is verby. Hoe Don Lennon gesê, turn or burn. You either turn or you will burn. Kom ons laat toe dat die Ruach HaKodesh hierdie woord vanmôre gebruik, sodat ons nader kan kom, soos hy sê in Openbaring 22, en die wat skoon is sal skoner word, en die wat vuil is sal vuiler word, en die wat heilig is sal heiliger word. U sal weet waar u staan. Gebruik hierdie woord om dit uit te dra aan iemand anders. Ek wil sê, stuur hierdie woord uit, dit is baie belangrik, dat mense dit hoor. Tot môreoggend, Maranatha, Joshua kom weer, halleluja.